Die week open ek by 'n skool en ek vra, ons is besig om te praat oor 'n gedagte waar die Here Jesus vir sy disippels gevra het, wie sê julle is ek? Wie sê die mense is ek? Wie sê julle is ek? En toe kom Petrus met die antwoord, U is die Christus, die seun van die lewende God. Maar ek vra vir die kinders, wie van julle weet van die apostolikum, die 12 artikels, waarin ons baie duidelik 'n geloofsverklaring het van wie ons sê, wie is Jesus? En dit was vir my 'n skok, toe ek nou eers begin sê, hy begin mos nou so, en ek noem vir hulle, want ons hoor dit van tyd tot tyd in die kerk, toe is daar een van die kinders wat so 'n liggie opgaan, ja, hy het dit al iewers gehoor, en ek dink dis eintlik 'n kwade dag. Dit is waarom ons geloofsbelydenisse het, sodat ons kan sê, dit is wat ons glo. So ek gaan vra dat u sal luister, ons gaan nou na die wet van die Here luister, ons doen dit nie uit gewoonte nie, omdat ons daardeur bewus word van ons onreinheid, en dat ons besef ons het die Here Jesus nodig vir redding, en daarna gaan ons die 12 artikels behandel, maar luister mooi, moenie dat die gewoonte daarvan jou beroof van die waarde daarvan nie. Nou dit klink so, in Matteus 22, een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om Jesus te versoek, en het gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod, en ons almal is skuldig. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, sê die Here, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet, en die profete. Kom ons staan, dan doen ons nou belydenis van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof. Elkeen spreek in sy of in haar hart die volgende. Na die apostolikum gaan ons Gesang 245 vers 11 spontaan sing. Die apostoliese geloofsbelydenis klink so. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, skepper van hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons gaan verder met ons prediking uit Genesis, en u is welkom om te blaai na Genesis hoofstuk 12, Genesis die 12de hoofstuk, as jy die Bybel saamgebring het, ons wil dit maar altyd aanmoedig om die Bybel saam te bring, alhoewel ons die woorde hier op die skerm vertoon, is dit maar net 'n hulpmiddel, maar dit is altyd goed om die Bybel saam te dra. Ons gaan vanaf hoofstuk 12 vers 10 lees, en ons gedeelte sal vanoggend eindig by hoofstuk 13 vers 1, so ons gaan so die eerste vers van die 13de hoofstuk daarmee saam behandel. Genesis hoofstuk 12 vers 10 tot 13 vers 1, ek gaan lees uit die ou vertaling, dit klink so. En daar was hongersnood in die land, sodat Abraham na Egipte afgetrek het om daar as vreemdeling te vertoef, want die hongersnood was swaar in die land. En toe hy op die punt staan om Egipte in te trek, het hy met sy vrou Sarai gespreek. Kyk,
Ek weet dat jy 'n vrou is mooi van aansien. As die Egiptenaars jou nou sien, sal hulle sê, dit is sy vrou, en hulle sal my doodmaak en jou laat lewe. Sê tog jy is my suster, dat dit met my goed kan gaan, ter wille van jou, en ek om jou ontwil in die lewe kan bly. Toe Abraham dan in Egipte gekom het, sien die Egiptenaars dat die vrou baie mooi was. Ook het die vorste van Farao haar gesien, en haar by Farao geprys. En die vrou is na die paleis van Farao geneem. En hy het goed gedoen aan Abraham om haar ontwil, sodat hy kleinvee en beeste en esels, slawe en slavinne, eselinne en kamele in besit gekry het. Maar die Here het Farao en sy huis met groot plaae besoek, ter wille van Sarai, die vrou van Abraham. Daarop laat Farao Abraham roep en hy sê, wat het jy my nou aangedoen? Waarom het jy my nie te kenne gegee dat sy jou vrou is nie? Waarom het jy gesê, sy is my suster, sodat ek haar vir my as vrou geneem het? Daar is jou vrou dan nou. Neem haar en gaan weg. En Farao het aan enkele manne aangaande hom bevel gegee, en hulle het hom weggebring met sy vrou en sy hele besitting. So het Abraham dan uit Egipte na die suidland opgetrek, hy met sy vrou en sy hele besitting, en Lot saam met hom. Dis tot daar wat ons lees in die onfeilbare woord van die Here. Ek gaan ouer gewoonte vra dat die manne, die vir wie dit moontlik is, kom ons staan, dan bid ons net saam, ons nader tot die troon van genade. Ons aanbiddelike God, Hemelse Vader, ons wil vanoggend voor U neerbuig, en ons wil U naam kom groot maak, want daar is geen ander naam wat onder die mense gegee is waardeur ons gered moet word nie. Die naam Jesus Christus. U is ons God. U sal ons loof, want U het wonders gedoen. Ons wil saam met Moses daar in Deuteronomium 32 sê, die naam van die Here roep ek uit. Gee grootheid aan ons God. Die rots, volkome is sy werk. Om deel te wees van U woord, om te hoor wat U vir ons sê, om begenadig te word met die woorde van die evangelie is vir ons 'n kosbare besitting. Dis vir ons iets wat ons nie met geld kan koop nie. Maar U gee dit vir ons in oorvloed. En ons wil vir U kom sê dankie. Ons eer U vir U grootheid, ons eer U vir U belangstelling in ons, dat U stil staan en met ons bemoeienis maak. Ook vanoggend buig U neer. En as ons die Bybel oopmaak en ons kan die Bybel lees en hanteer, dan weet ons, dit is God wat met my praat. Sal U ons hier wegstuur, bemoedig, vertroos, ons harte verkook deur die woord, die waarheid, die ewige waarheid van U woord. U ken ons omstandighede. Hier is mense met verskillende kwessies. Ons almal het maar kwessies. En daarom wil ek bid dat die salfolie van die hemel vanoggend op ons sal neerdaal en dat U ons hier sal wegstuur, wetende God het met my gepraat. Ons eer U en ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Vanoggend se boodskap, die tema is geloof tydens hongersnood. En U kom agter met die liedere wat ons al reeds gesing het en met die tema dat ons met U gaan praat oor swaar kry tye, beproewings, moeilikheid, kwessies, noem dit wat jy wil. Dis 'n gegewe dat wanneer jy tot geloof in die Here Jesus kom, wanneer jy tot bekering kom en jy gee jou lewe aan die Here oor, jy sê ek wil die Here dien, ek wil hom gehoorsaam, ek wil saam met hom hierdie pad loop, hy het my genade gegee, ek wil my lewe aan hom oorgee. Daardie geloof gaan getoets word. Dis 'n gegewe. Dis nie wanneer nie, of miskien moet ek sê dis nie as nie, dis wanneer dit getoets gaan word, want baie vroeg gewoonlik in die Christelike lewe, baie vroeg kom daar kwessies. Daarom is die man of die vrou wat ander na die Here toe lei, is soos 'n
pa en 'n ma in 'n opsig om die kinders gereed te maak vir die swaarkrytye van die lewe. Want jy moet mense voorberei daarop dat daar kom beproewings, daar kom swaarkrytye. Dis hoekom dit 'n mite is om vir mense te sê, kom na die Here toe en dit sal altyd met jou goed gaan. Kom na die Here toe, jy sal nooit probleme hê nie. Dis 'n mite. Dit bestaan net nie. Daai teologie se raklewe is baie kort. Daar's 'n dame met die naam van Mildred Witte Stroeven. Nou ek ken haar nie, maar sy het baie jare gelede iets gesê wat bekend is. En ek het die woorde gaan soek en dit vir u vertaal. Sy het gesê 'n kleipot wat jy in die son sit, sal altyd net 'n kleipot bly. Hy moet deur die gloeiende wit hitte van die bakoond gaan om porselein te word. En sy het dit gesê om kinders van God te bemoedig, want wanneer ons deur die warm, onaangename bakoond van die beproewings gaan, dan word jou geloof daardeur kosbaar. Die apostel Petrus stel dit so. In 1 Petrus 1 vers 6 en 7 staan die baie bekende woorde. Daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge. Daai allerhande beproewinge is letterlik alle kleure en geure. En as ons vanoggend nou geleentheid moet gee en sê, wat pla jou op hierdie stadium? Wat pla jou? Waarmee sukkel jy? Dan gaan ons agterkom, daar's allerhande beproewinge. Ons word bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Ons sien uit na die wederkoms, want dan is hierdie beproewings verby. Nou in ons verhaal met Abraham, ons het nou 'n pad geloop al met Abraham. Ons het Abraham leer ken as 'n afgodsdienaar. Hy het die maan aanbid. Hy was nie soos wat ons hom graag wil onthou en ken nie. Hy was eintlik in baie opsigte maar net soos die res van die wêreld. God gee hom egter genade. Abraham kom tot geloof. Hy volg God. Sy geloof word 'n werklikheid wanneer hy sê ek gaan die Here gehoorsaam. Hy trek weg uit sy pa se huis uit en hy gaan tot in Kanaan waar die Here gesê het hy moet gaan. Aanvanklik tot in Haran en toe tot in Kanaan. En nou arriveer hy in Kanaan en hy trek rond en hy kom in die Suidland. Dis staan bekend ook as die Negev, die woestynagtige deel. En daar sien jy dieselfde beginsel. Geloof word getoets. Want die Bybel sê, kort nadat ons begin lees het, hier's 'n hongersnood. Abraham is waar die Here hom wil hê, maar hier is die moeilikheid nou. Hongersnood. Hongersnood is nie 'n grappie nie. Veral in daai tyd. En 'n beproewing, in watter kleur of geur hy ook al na jou kant toe kom, 'n beproewing is nie 'n grappie nie. Vir ander mag dit dalk maklik klink, maar dit wat jy deurgaan dis nie lekker nie, dis nie maklik nie. Dis nooit aangenaam nie. Niemand hou van beproewings nie. Niemand kies uit sy eie om 'n beproewing deur te gaan nie. En tog moet ons streef na die gesindheid wat Jakobus ons van vertel. Jakobus 1 vers 2 en 3 sê: "Ag, dit louter vreugde, my broeders." So met ander woorde, wees uitermate bly wanneer julle in allerhande versoekinge val. Hy versoeking kan hy ook vertaal word met beproewing. Dis peirasmos is die Griekse woord. Versoeking, beproewing is dieselfde ding. Wees bly wanneer julle in allerhande beproewinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Die direkte vertaling het gesê: beskou dit as 'n groot vreugde, my broers, wanneer julle allerhande versoekings oorval of wanneer beproewings julle oorval. So Abraham se geloof word nou getoets. En ons sê mos vir u in Genesis sien jy die beginsel. So ek gaan vir u vanoggend bemoedig met hierdie kwessie. Ongeag wat jou beproewing is, ongeag of dit verby is, daar kom nog, want ons is gedurig deur hierdie kwessies, maar hier is die oplossing. Kom ons kyk wat die Here ons leer in die lewe van Abraham. Ons boodskap is baie eenvoudig. Daar is in wese was daar twee maniere waarop Abraham se geloof getoets is. Albei het iets te doen met vrees. En dan gaan ons kyk na nog twee hoofpunte wat die oplossing van God is en hoe hy dit hanteer het in Abraham se geval. Dis dan 4 hoofpunte. Dis dit. Kort, kragtig. Ek wil u bemoedig hier wegstuur vanoggend. So God gee die oplossings vir albei die beproewings, maar kom ons staan by die eerste ene.
Die eerste tipe vrees wat Abraham geken het, of beleef het, is 'n vrees vir tekorte, noem ek dit. Dit is wanneer daar dinge nie is nie, wat daar behoort te wees. In sy geval, kos, want dit was hongersnood. Genesis 12, Genesis 12 vers 10a, ons het dit gelees, en daar was hongersnood in die land. Nou, hier is 'n baie vreemde konsep, veral vir die gewilde teologie van ons dag, wat sê jy moet altyd net die beste hê, en jy moet altyd net met jou goed gaan ensovoorts. Want Abraham is presies waar die Here hom wil hê. Abraham is presies waar hy moet wees, as jy nou die woorde wil gebruik, hy's binne die wil van God. En tog is hy nie van swaar kry kwytgeskel. Nou, hoekom is dit belangrik vir my om dit vir u te sê? Want ek wil nie hê jy moet, as jy swaar kry, dink, het ek dalk die Here nou kwaad gemaak? Het die Here dalk van my vergeet? Of wat gaan nou hier aan? Dis die beproewings waarvan ons lees in Abraham se lewe, waarvan ons lees in almal se lewe, want die Bybel is blaatant eerlik om ons hier teenoor te waarsku en ons voor te berei. Dis die beproewing van ons geloof. Hoe algemeen is dit nie in ons lewe nie? In Abraham se geval 'n hongersnood. In ons geval een of ander tekort wat daar kan wees. Dit kan 'n tekort wees aan inkomste. Die kontrakte wat nie kom soos wat dit moet kom nie, of die werk of die verkope, wat dit ook al mag wees. Dit mag dalk wees vriende, waar jy kyk na ander en jy sê mense het so baie vriende en ek het nie vriende nie. Daar's tekorte in jou lewe. Wat die beproewing ook al mag wees. Dis dalk die afwesigheid van gesondheid of lewenskrag of wat dit ook al mag wees. Tekorte maak dat ons bang raak en sê, wat gaan nou aan? Want dis nie hoe ek dit wil hê nie. Dis nie hoe ek dit voorsien het nie. Dis nie hoe ek dit sal verkies nie. Hongersnood soos in Abraham se geval, in daai tyd was dit 'n krisis. 'n Humanitêre krisis wat sy gelyke nie geken het nie. Ek dink erger as in ons dag, omdat daar in ons dag daarom nog lande is wat kan help. Jy weet, as ons nou hongersnood moet hê, ek hoop daarom Afrika sal vir ons help, soos wat ons vir Afrika help. Ek weet nou nie altyd hoe dit polities sal lyk nie, maar daar is ten minste humanitêre hulp wat van iewers sal kom, soos wat dit nou maar gebeur in ons dag in Wes-Afrika of waar ook al. Maar in Abraham se tyd, in hierdie tyd van die aardsvaders, as daar hongersnood was dit 'n krisis. Vee vrek, daar's nie water nie, daar's nie kos nie, en jy moet trek om te kom waar jy kan wees, want wie gaan vir jou sorg? Daarom in vers 10c, die C gedeelte het ons gelees, want die hongersnood was swaar in die land. Dis nie lekker om hieraan te dink eers nie, wat nog van dit beleef. In die algemene optrede reg deur die Ou Testament, wanneer die volk swaar kry in Israel, in Palestina, dan trek hulle af Egipte toe. Want Egipte het die Nylrivier. En die Nyl het daarom, jy weet daar's kos, daar's daarom water, so hulle kan iets daarmee doen. Maar die probleem hier was, God het Abraham geroep en vir hom gesê, jy moet in Kanaan, moet jy rondtrek. Kanaan, dis die beloofde land, dis waar ek jou wil hê. Wat moes Abraham doen? Het jy al daaraan gedink? Hier is hy in Kanaan, dis waar die Here hom wil hê. Maar as 'n hongersnood in Kanaan, wat moes Abraham doen? Ons weet wat het hy gedoen? Vers 10b. Daar was hongersnood in die land, sodat Abraham na Egipte afgetrek het om daar as vreemdeling te vertoef. So in 'n tyd van vrees, in 'n tyd van 'n vrees vir tekort aan kos en water, wat dit ook al mag wees, het Abraham gesê, wel ek moet nou planne maak en dis wat ek gaan doen, die Nylrivier, daar sal darm kos wees. Hy het geloof een kant toe geskuif. Jy lees niks van, hy het gebid en die Here se raad gesoek nie. Jy lees nie op hierdie stadium van 'n altaar wat hy gebou het, of een of ander offer wat hy gebring het nie. Jy lees niks daarvan nie, want die implikasie is, hy het in ongeloof opgetree. Hy het sy geloof een kant toe geskuif, en hy het gedoen wat hy nie moes doen nie. Ek probeer vir u sê, om na Egipte te gaan, is nooit 'n goeie ding nie. Hoe lyk dit in ons lewe? Ek het dit nog nie teëgekom nie, dit gebeur seker maar, dat kinders van die Here, wanneer hulle by 'n beproewing kom, dat hulle sê, wel, nee wat, dis nie vir my nie, ek word nou maar 'n boeddhis, of ek gaan nou maar 'n moslim word, of wat ook al. Dis nie asof ons rug draai op die Christelike geloof, wanneer dit swaar gaan nie, maar ek dink ons kan baie mooi identifiseer met dit wat Abraham hier doen, om te sê,
Wat sal ek doen? En ek skuif geloof een kant toe, kies my eie pad, maak my eie besluite, en ek doen wat ek dink is reg. Ons tree soms op, soos mense wat die Here nie ken nie. Ons tree soms op, soos mense wat nie 'n God het nie. Want dis wat hy gedoen het. Sy eerste vrees, is 'n vrees vir tekorte. Ons kan daarmee assosieer. Pas op vir hierdie optrede van ongeloof. Maar die tweede soort vrees waarna ons kan kyk, is mensevrees. Ons noem dit mensevrees. Ons het in vers 11 en 12 gelees. En toe hy op die punt staan om Egipte in te trek, het hy met sy vrou Sarai gespreek. Kyk, ek weet dat jy 'n vrou is mooi van aansien. As die Egiptenaars jou nou sien, sal hulle sê, daar is sy vrou en hulle sal my doodmaak en jou laat lewe. So, voordat hy Egipte ingaan, toe voorsien hy 'n probleem, en die probleem van daai tyd was so. As Sarai sy vrou was, of is dan nou, soos wat sy was, dan sal hulle hom doodmaak om sy vrou te vat. Dis wat jy gedoen het in daai tyd. Maar as dit broer en suster is, dan moet hulle hom betaal vir Sarai. So hy het hierdie ding in sy kop gehad, nie om betaling te kry nie, net om in die lewe te bly. Maar hy sê jy's my suster. Een van die kommentaare sê, hy het 'n halwe waarheid vertel. Want onthou mos, hulle is nou halfbroer en suster. Nou julle onthou die geskiedenis, as ons nou onthou van die geslagsregisters en die goed. So dis 'n halwe waarheid. En kinders, 'n halwe waarheid is 'n volle leuen. Hy het nie die waarheid gepraat. Sê jy's my suster, sodat ek kan lewe, en dan sal ons ten minste nie dood, dan sal ek nie doodgemaak word nie. Jy sal lewe, maar dan kan ek ook ten minste lewe. Die probleem hier is, Abraham is bang vir wat mense, in die geval Farao, aan hom kan doen. Nou sit jy dalk hier en wonder, maar wat is nou die probleem daarmee? Ek sal ook bang wees, as die ou my kan doodmaak, om my vrou te kry. Hier's twee dinge wat ek vinnig wil aanspreek. Die eerste ene is, Sarai is op hierdie stadium 65 jaar oud. En die vrouens sit en wonder, hoe kan 'n vrou van 65 so mooi wees? Laat jy eintlik moet planne maak om in die lewe te bly oor jou vrou se skoonheid. Dis iets om te begeer, né? En die antwoord is baie duidelik. Hulle het redelik ouer geword as wat ons word vandag. So op 65 jaar is omtrent die ekwivalent aan vroeg middel 30s, sou ek sê. Mooi, jong vrou. En Sarai was mooi. Hoe mooi was 'n mooi vrou? Ek weet nie, maar sy was mooi. Mooi genoeg vir almal om te besef, hoor, hier is 'n mooi vrou. En Abraham het dit geweet. Die tweede saak wat ons moet noem is, Farao kon Abraham doodmaak. Is dit nie natuurlik om bang te wees daarvoor nie? En die antwoord is, nie as God vir jou gesê het, Abraham, ek sal jou 'n groot nasie maak nie. Want as God vir jou gesê het, jy sal, soos in die geval van Paulus byvoorbeeld, jy gaan voor die keiser staan, dan sê ek vir die jong mense, luister, dit maak jou, en verskoon die Grieks, dit maak jou bulletproof. Niemand gaan jou doodmaak nie. As God vir jou gesê het, ek het 'n plan vir jou verder, gaan niemand iets nou aan jou kan doen nie. So moet jy bang wees vir Farao? Nee. Die probleem wat ons het, is ons het nie daai openbarings nie, né? So dan word ons bang vir wat mense aan ons kan doen. Dit mag dalk 'n oneerlike baas wees, waarvoor ons bang is. Ons is bang vir wat mense aan ons kan doen. Ons is bang vir wat groepe aan ons kan doen. As ons openlik ons geloof bely, of ons sê, man, ek is nie deel van hierdie groep, moenie my skaar by hierdie dinge nie, ek stem nie daarmee saam nie, dan raak ons bang, en ons is bang vir mense. Mense se optrede, mense se reaksie, mense se opinies maak ons bang. Somstyds net bang vir wat die media van ons sal sê. Jy weet, ons lewe mos in 'n tyd waar selfs die jong manne vandag, hulle is bang vir wat van hulle gesê word op Facebook of dan sê ek, hey, wat maak dit saak wat mense van jou dink? Wat dink God van jou? Daar's 'n soort vrees wat alle ander vrese verban, en dis om God te vrees. Maar ons is bang mense gaan ons spot. Ons is bang ons word vervolg. As ek staan by die Bybelse beginsels, en dis 'n probleem, mensevrees. Abraham moes onthou het van vers 2. God het vir hom gesê, ek sal jou 'n groot nasie maak,
en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees. Hoe vergeet hy so gou daarvan? Vir ons is dieselfde. Ons vergeet so maklik van die beloftes wat die Here vir ons gee. Ek dink aan Hebreërs 13 vers 5 en 6. Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, God het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper. Ek sal nie vrees nie. Wat sal 'n mens aan my doen? Wat kan 'n mens aan my doen as ek God aan my kant het? Wat kan 'n mens aan my doen as ek die regte ding doen, as ek doen wat God sê ek moet doen? Dale Ralph Davis skryf oor die gedeelte en hy sê, most of us have been there at the promises of God, but we don't rub them into our circumstances. Sy manier om te sê, ons ken die beloftes van die Here, ons weet van, jy weet die Here het gesê, hy is nooit altyd by my, hy sal my nooit begewe en my nooit verlaat nie, maar die uitdrukking wat hy gebruik, en hoekom ek dit vir u wil sê is, jy moet dit in jou omstandighede invryf. Met ander woorde, dit wat jy beleef, moet jy sê, hoorie, daai is dalk kwaad vir my, maar wat kan hy aan my doen? God is vir my, en ek weet dis wat die Here wil hê ek moet doen. Abraham ignoreer egter God se beloftes. Hy vergeet dat God vir hom gesê het, ek sal jou 'n groot nasie maak. Hy vergeet dat daar 'n plan is. Hy vergeet al hierdie dinge. Hy maak sy eie planne. Vers 13. Sê tog, jy is my suster, dat dit met my goed kan gaan ter wille van jou en ek om jou ontwil in die lewe kan bly. So, Sarah, jy wil nie hê dat die Egiptenare jou moet vat as vrou nie. Sê jy is my sussie, dan sal ek ten minste ter wille van jou bly lewe en ek sal vir jou sorg. Dis wat hy vir haar sê. Abraham se plan werk nie. Ons weet wat gebeur. Toe hulle Egipte intrek en die eerste Egiptiese man sien, joe, hier is nie 'n Egiptiese vrou nie. Hier is ons 'n mooi vrou. Laat hulle vir Farao weet. Farao, hier's enetjie wat jy in jou versameling wil hê. Want dis wat hulle gehad het. Die regerders, die farao's het harems gehad. Hier's een wat jy wil hê. En hulle laat haar kom. Hulle laat haar, wie's jy? Daar's my broer. Ek is Sarai. Kom, jy gaan die vrou word van Farao. En die slegste deel is hier. Abraham. Sy plan werk nie uit nie. Die beste wat hy kan doen is om in sy tent te sit en te wonder. Wat gebeur met Sarai agter die mure van die paleis? Wat 'n toestand om in te wees as gevolg van sy eie ongeloof. As gevolg van sy ongeloof. Nou vra u, wat moes Abraham doen? Wat meen u moes Abraham doen? My eerste antwoord sal wees, hy moes in die eerste plek nooit afgetrek het Egipte toe nie. Hy moes in Palestina gebly het. Dikwels wanneer ons in situasies kom waar ons so by 'n, en ons noem dit in die Engels 'n catch-22, nou jy weet, maak nie saak wat jy gaan doen nie, jy gaan moeilikheid kry, dan kom jy in so 'n situasie en jy sê, ag, ek het gestruikel, ek het nou gedoen wat verkeerd is, die Here wil nie ek moet so doen nie, en nou het ek in sonde geval. Nee, jy het baie keer nie in sonde geval nie, jy het sommer blaatant daarin geloop, jy het dit tegemoet gegaan as gevolg van verskeie verkeerde dinge vooraf. Hy moes nooit Israel verlaat het nie. Hy moes nooit eers in Egipte gewees het nie. En selfs nou in Egipte, selfs nou toe hulle daar in Egipte is, wat moes hy doen? Hy moes die Here vertrou, met integriteit optree en sê, dis my vrou, en vertrou dat die Here hom sal bewaar. Dis so eenvoudig as wat dit is. En die groot les is, kinders van God wat met vrees gekonfronteer word, as ons mense vrees, as ons bang is vir die optrede van ander, wat ons moet doen is om te dink aan die beloftes van die Here, bou jou lewe daarop, en hoe nader jy, hoe na jy aan die Here,
Jy moet eintlik onder sy vleuels skuil, as ek die uitdrukking van die psalmdigter kan gebruik. Hoe naby jy aan die Here kan bly, hoe nader jy aan die Here kan bly, hoe minder kwessies gaan daar wees in jou lewe. Ja, daar gaan hongersnood kom. Maar in die hongersnood saam met die Here is beter as in Egipte land, as 'n ongelowige. Ek sê nie Abraham was 'n ongelowige nie, maar hy het opgetree soos 'n ongelowige. Dawid sê in Psalm 56 vers 4, die dag as ek vrees, sal ek op U vertrou. Dis om die beloftes van die Here deel te maak van jou lewe. Bring ons by die tweede deel van die boodskap, derde hoofpunt, waar ek met u wil praat oor God se oplossing vir hierdie eerste vrees van die vrees vir tekorte. Wat is die oplossing wat ons daar? God hou sy belofte, selfs wanneer ons foute maak, selfs wanneer ons verkeerd kies, selfs wanneer ek optree soos 'n ongelowige en doen wat nie reg is nie. God hou sy beloftes. Vers 16 het ons gelees en hy het goed gedoen. God het goed gedoen aan Abraham. Verskoon tog, dit verwys na Farao. Farao het goed gedoen aan Abraham om haar ontwil, sodat hy kleinvee en beeste en esels, slawe en slavinne, eselinne en kamele in besit gekry het. Daar word soveel klem gelê op hierdie goed. Ek het nou een van die kommentare het gesê, as jy nou kyk na spesifiek die geskenke wat Farao hom gee, dit is basies soos om te betaal vir jou suster, want jy is die een wat na haar moet kyk, so ek betaal om haar te vat. Dan sê die kommentaar, jy weet, beeste is iets, esels was iets, 'n esel en slawe en slavinne, eselinne, 'n bietjie beter nog, blykbaar in die woestynareas, maar dan, my maat, as jy praat van die Mercedes van sy dag, kamele het hy gekry, vir daai tyd, goeie geskenke, duur geskenke, om Sarai te vat. So dis God se oplossing. Hoekom doen die Here dit? Abraham tree op soos 'n ongelowige. Hoekom kan die Here dan nog steeds sy belofte waarmaak? Want dis wat hy is. Hy's 'n God wat doen wat hy sê. Hy's 'n God wat doen wat hy beloof. Al lyk dit vir ons asof dit nooit kan gebeur nie. Al beleef ons dalk, maar ek het die Here teleurgestel en ek verdien dit nie. God hou sy belofte. Paulus sê in Filippense 4 vers 19, en my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. Nie al ons begeertes nie, al ons behoeftes. Hy sal sorg. Hy is die een wat altyd beloof om vir sy kinders te sorg tot in ewigheid, sê hy, sal hy jou nooit laat gaan nie. Was dit nie die Here Jesus se eie woorde in Matteus 6 vers 25, dit was op die bergpredikasie. Daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Dink daaraan. Kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie. Hulle bring nie bymekaar in skuur nie en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as die voëls nie? Wat Jesus se woorde ons aan herinner is, God het gesê, moenie bekommerd wees nie. Vriende, ons lewe in 'n tyd nou in Suid-Afrika. Ons het gister daarvan gepraat. Ek is nie 'n ekonoom nie, maar die inflasiekoers maak vir my glad nie saak nie. Dit is glad nie sin nie. Dit maak glad nie sin nie. Want letterlik elke maand as jy in die winkel kom, dan sien jy hoe die goed duurder word. Suiker is duurder, melk is duurder. Ek skrik nou die dag toe ek sien wat betaal ons vir macaroni. Dis net, waar gaan dit eindig? En jy raak baie vinnig besorg. Maar dan moet jy herinner aan die beloftes van die Here. Hy het gesê, hy sal sorg. Hy sal deurdra. Die Here Jesus het self ook gesê in Matteus 10 vers 29 en 30, word 2 mossies nie vir 'n stuiwer verkoop nie, en nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie. Hy is in beheer, hy sorg, hy sal deurdra. Dan sê hy, en van julle is selfs die hare van die hoof almal getel. Wees dan nie bevrees nie, julle is meer werd as baie mossies. As die Here vir die mossies sorg, hoekom sal hy vir jou los? Hoekom sal hy vergeet van sy beloftes wat hy aan sy kinders maak? As jy 'n kind van God is, kan jy sê, Here,
U het beloof, U sal sorg. Ek weet nie waar dit vandaan gaan kom nie. Doen alles in my vermoë om kop bo water te hou, maar dit lyk baie sleg op hierdie stadium. Sal U my help? Ek herinner U aan die beloftes. Sorg vir my. God sorg. Net weer vinnig. Hy gee nie altyd wat jy wil hê nie, maar hy sal alles gee wat jy nodig het. So vir ons tekorte, vrees vir, waar gaan die geld vandaan kom? Waar gaan ek dit kry? Waar, jy weet, die kinders moet skool toe, en daar's allerlei. God sal sy belofte hou. Sy beloftes is nie afhanklik van hoe ek en jy optree nie. Daardeur weet jy mos nou al, ek sê, dit beteken nie jy kan sondig en aangaan, want dit sal bewys jy is nie 'n kind van God nie. Maar hy is baie erg ingestel daarop. Ons het by die bid hier daaroor gepraat. Hy's ongeduldig om jou te wys, ek sal doen wat ek sê. Ek sal my woord waarmaak, ek sal my beloftes waarmaak. Die laaste gedagte. So dit is die oplossing vir die tekorte. Wat van die mensevrees? God se oplossing vir ons mensevrees. Vers 17 het ons gelees. Maar die Here het Farao en sy huis met groot plaae besoek ter wille van Sarai, die vrou van Abraham. Kan ek vir u sê dat die woordjie wat vertaal is met plaae is 'n woord wat die implikasie saamdra, baie sterk verwys na sere of swere. En dis heel moontlik wat gebeur het, sê al die kommentare, dat die mense in Farao se paleis het siek geword. En hulle het begin wonder, wat gaan aan? En in 'n heidense omgewing is dit, die gode is kwaad vir ons. Iemand het iets verkeerd gedoen. Jesus is nou fout. Wat moet ons maak? As gevolg van die sere of die swere wat hulle toe tuister, en heel moontlik, hoe het Farao uitgevind van Sarai? Die teks sê dit nie vir ons nie. Moses het dit so geskryf dat ons nie al die detail het nie, maar daar is 'n parallel later in Genesis, ons gaan nog daarby kom, waar deur 'n droom God gesê het, jy moet nie aan hierdie vrou vat nie. En heel moontlik, ek wil van mening wees, dit is wat hier gebeur het, dat God vir Farao in 'n droom gesê het, hierdie vrou moet jy nie aanraak nie. So, as gevolg van die kennis wat Farao toe nou inwin, roep hy vir Abraham, en in vers 19 sê hy, daar is jou vrou dan nou, neem haar en gaan weg. Dis amper soos Farao, die ander Farao in die tyd van Moses toe hulle uit is, né? Soos, trek net weg, want hier's net groot moeilikheid wat na my kant toe kom as gevolg van julle. So hier's jou vrou, vat haar en trek, gaan net weg. Nou is die vraag wat in u gemoed ronddobber. Sarai en Farao. Wat is die storie daar? En die antwoord is, toe sy opgeneem is in die huis van Farao, jy sien dit reg deur die geskiedenis, was daar 'n hele proses waardeur sy moes gaan om deel te word van die harem van Farao. Ek glo persoonlik, soos wat die meeste konservatiewe Bybellesers en skoliere glo, dat daar geen fisiese verhouding tussen Sarai en Farao was nie. Op hierdie stadium nie. Dit sou later gebeur het, as die Here nie betrokke was nie. Maar daar is 'n paar redes waarom ek glo dat daar glad nie 'n fisiese verhouding tussen Farao, of dat hulle nog nie fisies verbind was nie. Hoekom sê ek so? In die eerste plek as gevolg van hierdie lang proses om deel te word van die harem. Dit het baie keer langer as 'n jaar gevat, waar 'n vrou allerlei kwessies moes deurgaan en sy moes op 'n sekere manier nou, jy weet, versorg word en dan eers baie lank daarna, want hy het genoeg ander vroue gehad. So dit het hom nie veel gekwel nie. Die tweede rede is, wat een van die kommentare sê, God het Sarai beskerm, verlos, gered. En God doen nie halwe werk nie. Hoekom sal hy haar laat besoedel en haar weer teruggee vir Farao? Dis nie hoe die Here werk nie. Omdat God in staat is om sy mense te verlos. Dis een van die grootste redes waarom ons nie bang hoef te wees vir mense nie. Waarom ons nie mensevrees hoef te hê nie. Kan ek net weer Hebreërs 13 vers 6 vir u noem. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper, ek sal nie vrees nie. Wat sal 'n mens aan my doen?
Ons hoef nie bang te wees vir wat mense aan ons kan doen nie. Ons hoef nie bang te wees vir die mening of die opinie of wat ook al optrede van mense nie. Ons hoef nie te vrees nie. En daardeur sê ek nie, wees maar net 'n jellyfish en jy weet, laat mense oor jou loop. Dis nie wat ek sê nie, maar jy hoef hulle nie te vrees nie. Hier's egter 'n kinkel in die verhaal en ek hoop jy het dit raak gesien. Farao, die heidense onbesnede man, Farao, is meer besorg oor morele kwessies as Abraham. Het jy dit agtergekom? Hy kom by Abraham en hy sê, hoekom het jy nie vir my gesê dis jou vrou nie? Ek kon groot moeilikheid kry as gevolg van hierdie onheiligheid. Maar Abraham was die een wat vir sy vrou gesê het, sê jy is my sussie. So terwyl Abraham die huwelik eintlik maar ag as maar net 'n ooreenkoms, in vers 18 en 19, daarop laat Farao Abraham roep en sê, wat het jy my nou aangedoen? Waarom het jy my nie te kenne gegee dat sy jou vrou is nie? Waarom het jy gesê sy is my suster, sodat ek haar vir my as vrou geneem het? Abraham sien die huwelik as 'n algemene ooreenkoms. Farao sien die erns, die heiligheid van die huweliksverbond. Dis 'n bietjie vreemd, is dit nie? En ek moet vir u vanoggend sê, ongelukkig is dit so, dat daar soms ongeredde mense is, wat moreel mooier lewe as party kinders van die Here. Veral wanneer kinders van die Here in ongeloof optree. Dis waar, maar dis hartseer, né? En dit behoort nie so te wees nie. Ons behoort te wys, hoe lyk dit wanneer die Here my genade gee in my huwelik? Ja, maar jy ken nie my vrou nie. Ek verstaan dit. Jy ken nie my man nie. Ek het baie begrip daarvoor. Maar die Here gee genade. Nou Abraham het niks geantwoord toe Farao hom gesê het, hoekom het jy nie vir my gesê sy is jou vrou nie? In vers 20 het ons egter gelees, en Farao het aan enkele manne aangaande hom bevel gegee, en hulle het hom weggebring met sy vrou en sy hele besitting. Farao wou net seker maak, hierdie ou moet weg, want hy wil nie hierdie probleme hê wat oor hom kom, as gevolg van hierdie groot onheiligheid nie. So hy stuur manne saam, om hom te begelei, om seker te maak, Abraham gaan net weg. En weet jy wat, Abraham eindig, presies waar hy begin het. Hy's weer terug in die suidland van Palestina, daar waar hy was. Hy het, gelukkig was daar nie ernstige skade nie. Maar hy het baie rykdom verwerf, want hy het esels en kamele en beeste en slawe en slavinne gekry by Farao, en so het hy dan uitgetrek, vers 1 van hoofstuk 13 het gesê, so het Abraham dan uit Egipte na die suidland opgetrek, dis nou nie Negev woestyn, en hy met sy vrou en sy hele besitting, en Lot saam met hom. Nou ons was almal al daar. Ons almal kan hiermee identifiseer, waar jy 'n ding deurgaan, en jy kyk terug en jy besef, ek het die Here teleurgestel. My optrede was nie reg nie. Dit wat ek gesê het, dit wat ek gedoen het. My, in watter sin dit ook al was, dit was nie tot eer van die Here nie. Ek het opgetree in ongeloof. Ons almal was al daar. As jy dit nog nie beleef het nie, dan is jy nog nie werklik kind van die Here nie, want ons almal struikel in hierdie opsig. Tog herstel God ons. Wanneer jy op daai punt kom waar jy sê, Here, ek is so jammer, ek het U teleurgestel. Ek moes dit nooit gedoen het nie. Ek moes nooit so gesê het nie, of wat ook al. En jy maak reg, die Here herstel ons, en dikwels is daar nooit ernstige gevolge nie. Dit kan wees dat daar letsels is, en ons loop maar met dinge saam. Maar ek wil hê jy moet mooi dink aan dit wat ons beleef as kinders van God. 'n Kind van God, wat in geloof na die Bybel toe gaan en sê, ek glo dit wat die Here vir my sê, het iets wat niemand anders in die wêreld het nie. Dis vir my die kosbaarste wanneer ek evangelisasie doen, as ek veral met moslems hieroor praat, want hulle ken nie iets soos vergifnis nie. Weet jy dit? Ek het al gesondig. U het al gesondig. Maar 1 Johannes 1 vers 9 sê vir ons, as ons sondes bely, dit beteken om te erken, Here, ek het U gefaal. Ek is so jammer, ek het U teleurgestel. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Dis die Christelike lewe, vriende.
Die Christelike lewe is nie 'n lewe van, hoor jy, ek is volmaak en ek is beter as alle ander mense en ek maak nooit foute nie. Die Christelike lewe is 'n lewe van toetse, faal, besef, hoorie, wat het ek nou gedoen? Abraham het weggetrek, hy's weer waar hy begin het, nê, maar hy het 'n les geleer. En dis wat ons leer. Ons leer soos wat ons gaan. Het voel soos baie keer as jy springbokke gespeel, dan sê hulle net, daar was mos sulke fases wat hulle baie sleg verloor, en elke keer as hulle met die ou na die tyd praat, sê nee, ons het dinge geleer, Dan sê ek net, manne, wanneer gaan julle nou regtig leer? Want op een of ander stadium moet jy besef, ek stamp my kop teen dieselfde klip. Ek struikel vir dieselfde goed. Dan moet jy mos dinge in plek kry, dan moet jy dinge regmaak. Maar ons moet leer, ons moet voortgaan. Hoekom? Want ons ken vergifnis. Here, dankie dat U my vergewe. Ek hoef nie met hierdie swaard oor my kop te loop nie. Ek hoef nie in vrees te lewe nie. Ek weet ek is U kind. Ek gee myself aan U en ek wil U dien, ek wil U gehoorsaam. Vriende, dis die Christelike lewe. Ons sien dit so duidelik. Jy gaan getoets word. En as jy daai toets slaag, dan lê daar nog 'n toets voor. Een of ander tyd gaan jy die toets dop. Wat moet jy doen? Raak herstel. Moenie optree soos 'n ongelowige nie. Maar as jy besef jy het dit wel gedoen, jy het die Here geval, staan op, maak reg, gaan aan. Dank die Here vir vergifnis. Moet net nie bly lê nie. Ek sluit af. Daar's 'n man met die naam van William Cowper. Jy spreek dit eintlik uit Cooper, sê hulle vir my. Hy was 'n Engelsman. Hy het 'n ontsettende worsteling gehad met depressie. Hy was 'n baie neerslagtige ou. Hy het gesukkel met depressie en hy het soms 'n belewenis gehad van hier kom 'n donker ding wat oor hom neerdal. En dan het hy in hierdie tye ingegaan. Maar William Cooper, Nuwejaarsdag 1773, loop hy in die veld, naby sy huis, en hy het gebly in Olney, Buckinghamshire in Engeland. En hy sê daar het so belewenis gekom van hierdie diep donkerte. Wat nou, hier's dit nou. Maar hy was 'n man wat wel ter tale was. En William Cooper het gaan sit en hy het 'n gedig geskryf. Hy wou homself daardeur bemoedig. Hy wou homself versterk deur die waarheid van die woord, die waarheid van dit wat die Here is en wat die Here kan doen. En William Cooper gaan skryf 'n gedig met die naam van Light Shining Out of Darkness. Niemand ken hierdie gedig, Light Shining Out of Darkness nie. Maar baie jare daarna het dit 'n lied geword wat iemand gevat het. Ek het gesoek, ek kan nie onthou of ek dit raak gelees het iewers nie, maar iemand het die gedig gevat, soos wat baie hymns maar ontstaan het, en 'n gedig kry dan net 'n wysie, en is 'n baie bekende lied wat gesing word in baie Engelse kerke vandag nog, maar die woorde is kosbaar. William Cooper se lied, en hy staan bekend as God Moves in a Mysterious Way. Luister na die woorde. God moves in a mysterious way, His wonders to perform. He plants His footsteps in the sea and rides upon the storm. Hy gebruik nou maniere, roep terug aan Bybelse waarhede ensovoorts ensovoorts. Hy wil homself herinner aan die feit dat God altyd getrou bly. Hoor wat sê vers 2. Ye fearful saints, fresh courage take. The clouds ye so much dread are big with mercy and shall break in blessings on your head. En die punt wat hy maak, die goed wat jy voor so bang is die goed wat die Here wil gebruik om jou te seën, om jou te laat groei. Het hierdie kolletjies nou al by mekaar. Dis hierdie swaar kry tye, dis hierdie beproewings wat maak dat ons groei. Die laaste versie, judge not the Lord by feeble sense. Ag, ons is so menslik. Ons is so vlak met ons gedagtes, né? Judge not the Lord by feeble sense, but trust Him for His grace. Behind a frowning providence, He hides a smiling face. Dikwels beleef mense die Here as, wonder of die Here vir my kwaad is. Ons het 'n lied gesing wat gesê het, ek voel jy soms of die Here te ver is. En mense sal vir my vra, partykeer, ek
ek weet nie of ek die Here kwaad gemaak het nie, want niks loop reg in my lewe nie. Jy weet, dis hierdie, ons sien net die altyd die frons, ons beleef net altyd die Here moet kwaad wees vir my. William Cooper het die Bybelse waarhede verstaan en daarom sê hy, agter daai frons wat jy dalk sien, is 'n glimlag, want die Here sê, jy's my kind, jy's myne. Ek het my seun gegee vir jou, hoekom sal ek jou nou los? Hierdie is net 'n toets om jou te help groei, om jou deur die bakoond te stuur, sodat jy porselein kan word, anders gaan jy maar net klei bly. En die Here is nooit tevrede met hoe ons is nie. Hy wil ons verander, hy wil ons iets maak. Die Here het vir William Cooper deurgedra. Die Here het vir Abraham deurgedra. Hy sal jou deurdra. Hoe weet ek dit? Want ek ken die Bybel. Ek weet wat die Here sê. Ons moet sy beloftes ons eie maak en optree in geloof tot sy eer. Amen. Kom ons bid saam. Ons wonderlike Here, ons het vanoggend maar net weer die eeuoue waarheid besef, dat U getrou is, altyd doen wat U sê. Daarom is dit vir ons maklik om saam met die Hebreërskrywer te kan sê, ons hoef nie bang te wees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Ons hoef nie bang te wees vir tekorte nie, want ek het 'n God wat sorg vir die mossies en vir die duwe, vir die blomme van die veld. Hoekom sal hy van my vergeet? Tog het ons vanoggend ook gesien, ons almal beleef maar die hongersnode. Ons almal moet hierdie swaar kry tye deurgaan. Ons almal moet deur tye gaan waar ons geloof getoets word, gestrek word en gerek word. En dis nie omdat U kwaad is vir ons of omdat U van ons vergeet het nie. Dis juis omdat U ons liefhet. Dankie vir hierdie geloof. Dankie vir elkeen wat dit verstaan. En ons wil U loof vir U ewige trou. Sal U ons oë open, sodat ons na ons eie omstandighede, ons direkte omstandighede, miskien probleme met die kinders, of met die skoonfamilie, of wat dit ook al mag wees, dat ons omstandighede sal interpreteer deur die bril van die Bybel, deur 'n geloofsbril op te sit en te sê, dis die Here wat my hier deurstuur. Hy sal doen wat hy beloof het. Ons loof en ons prys U heilige naam.